grap, maar het is my regtig lekker om volgend net hierdie woord te bring. Ek is regtig opgewonde oor die woord volgend. En ek glo met julle hart dat julle die woord heilig sal ontvang. Nie net ontvang nie, maar dat julle sal kan deel maak van julle lewens. Jy sien, die hele week steek hierdie gedagte in my kop vas. Hierdie baie bekende gedeelte ons ken, waar die woord van God sê, ek het u lief, omdat u my eerste lief gehad het. Ek het u lief, moet jy my eerste, wat is 'n bekende gedeelte, ek seker meeste van julle al ergens gehoor, of dalk raak gelees op sosiale media, dalk op 'n bumper sticker, en dis 'n baie bekende gedeelte van 1 Johannes 4 vers 19, waar dit duidelik staan in 1983 vertaling, sê hy, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Skrif is so duidelik, is 'n gewone Afrikaans, jy het nie nodig vir 'n teologiese graad nie, dis maklik om te verstaan, die woord van God sê, hierdie skrif sê, God het ons eerste lief gehad, en omdat hy ons eerste lief gehad het, kan ons daarom vandag lief hê. Jy sien, want God was nog lief vir ons gewees, nog voor ons hom eers geken het. Voor ons eers geweet het wat liefde is, was hy reeds lief vir ons gewees. Romeine 5 vers 8, sy het so mooi aanbied die skrifgedeelte as hy sê, God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin, dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan, dat ons nog sondaars was. Boodskap is dieselfde. Maar voor ons eers geweet het wat liefde is, was God lief vir ons. Hy het die keuse gemaak om ons eerste lief te hê. Dat my nogal dink, toe ek in standaard 6 was, of graad 8, soos julle sal weet, het ek hierdie crush op hierdie meisie gehad in my klas, en regtig hierdie crush gehad, en ek net nie geweet om wat te benader is, jy weet wat julle allemaal doen, die doen ons maar dom goeters, in daai klas vir dinge na teenwoordigheid, en ek weet, sy het ook 'n crush op my gehad. Hoe weet ek dit, mag julle vra, wel, sy was baie skaam gewees om my, en sy het altyd maar die lekkerste sweeties van die huis afgebring, soos ek my bietjie bederf, maar die heel belangrikste eienskap, hoe ek geweet het 'n crush, was, ek het altyd toegelaat om my huiswerk baie af te skryf. Dit is my lekker gewees. Maar, die interessante ding is, ons is altyd bang om die eerste move te maak. Weet julle waarvan ek praat, as jy ons verlief is, jy weet nie, moet ek nader, moet ek nie, hoe benader ek dit, hoe benader ek die persoon, maar hierdie skrifgedeelte is so duidelik, as hy sê, maar God was nie bang nie. God het die eerste move gemaak. Hy het eerste uitgereik na my en jou toe. Eerste liefde bewys aan ons. Hoekom? Sodat ons kan ervaar wat ware liefde is. En sodra ons dit ervaar, dat het ons dan in staat sal stel, sodat ek en u ook die vermoë het om lief te hê. Ons ken die wet van Newton. Wat sê Newton? Elke aksie het 'n reaksie, né? So God se aksie om ons eerste lief te hê, het 'n reaksie in my en jou veroorsaak. En hierdie reaksie is natuurlik dat ons ander mense kan lief hê. Dat ons so in staat is om ander mense lief te hê. So kom ons gesels bietjie oor God se liefde vir ons. Hoe weet ons God het lief vir ons? Wel as jy die Bybel lees en jy begin by Genesis, dan sien ons die skepingsplan, en dan sien hoe God die aarde geskaap het, en dan sien ons dat in Genesis hoe God mens geskaap het, in sy beeld en sy gelykenis. En van daai oomblik af wat hy die eerste mens, die eerste vrou geskaap het, het daar 'n baie spesiale verhouding ontstaan tussen God en mens. En jy moet verstaan dat dit was nog altyd God se plan gewees, van die begin af gewees, dat die mens 'n noue verhouding met God moet hê. Want jy sien, die God wat ek en u aanbid, hy is nie 'n God ver nie. Hy is 'n verhoudingsgod. Hy wil 'n verhouding met ons hê, dis sy hartsbegeerte. Maar dan lees in Genesis 3, ons ken die bekende verhaal van Adam en Eva en die sondeval, en in Genesis 3 dan sien ons die mens soog onder die versoeking en sonde kom in die wêreld, en dis dan reeds hierdie sonde wat in hierdie perfekte verhouding, hierdie noue verhouding tussen God en mens kom skend en kom verbreek dit. En dan is daai verhouding heeltemal gebreek. Maar dit is my altyd amazing as ek dit lees en ons gaan verder, dan sien ons maar God se liefde en deernis vir die mens. Hoekom? Want God se liefde stop nie daar nie. God het nie die mens veroordeel en gesê, dis tot hier toe en ek is klaar met jou nie. Ons sien dat God is nog steeds liefdevol. Dit is my wonderlik om te sien hoe God klere maak vir die mens, toe hulle agterkom hulle is naak, is dit God wat klere maak vir die mens. Dit spreek van sy liefde en hy verwerp nie die mens nie, omdat hulle gesondig het nie. Sy liefde hiervoor. En reg in die Ou Testament, daar speel die baie bekende verhaal oor en oor. Daai verhaal van mens kom in 'n verhouding met die Here, draai weg van God af, verval in sonde, afgodery, al hierdie dinge, en dan sien ons dit vir die mens doen, maar God is altyd die een wat terugtrek. Wat altyd nog steeds liefdevol is, wat nog steeds sy mense waarsku deur profete, wat nog steeds mense genees en vergewe, en wat mense nog steeds voorsien, en hy beskerm hulle. Reg deur sien ons van 'n God wat 'n onveranderde liefde en 'n onverdiende liefde vir die mens het.
Want wat 'n God of wat 'n mens sal oor en oor vergewe? Wat 'n mens sal dit doen of wat 'n ander wese sal dit doen behalwe 'n liefdevolle God wat 'n passie vir mense het? Want jy sien, God het ons so lief. God se liefde is volmaak, God se liefde is perfek, maar dit stop nie in die Ou Testament nie. Dan sien ons, hy stuur sy seun, jy sien, want die plan vir Jesus is nog altyd gewees. God se plan, sy verlossingsplan is nog altyd gewees, dat sy seun sou kom sterf vir die mens, om hy verhouding tussen God en mens te kom herstel. Dit kon net gebeur deur die prys wat ons Here Jesus vir my en u betaal het. God se liefde is volmaak. Dis perfek. Dis vlekkeloos. Dis sonder voorgee, pretensie, sonder voorwaarde. Dis onveranderd vir my en u. En niemand, niks sal dit ooit kan stop. Ek hou van Romeine 8 vers 38, wat dit so mooi sê. Hy sê een ding, weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe, of engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder, in die diepstes van die elders in die skepping, sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus, die Here vir ons het nie. Is dit nie wonderlik nie? Is dit wonderlik dat hierdie God gekies het om ons so lief te hê? U moet verstaan vanoggend, baie duidelik, dat u het nie God gekies nie. God het u gekies. Hoekom? Want hy is spesiaal. Sy liefde het hom gedryf om jy te kies. In jou sondige natuur, daar waar jy geleef het, voor jy tot bekering gekom het, sou jy nooit by God kon uitkom nie. Dit is so menslik onmoontlik om God te kon uitdink. Jy sou blindelings deur die lewe gestap het op pad hel toe, as God nie aan jou hart kon klop het nie, as die Heilige Gees jou nie kon oortuig het nie. Dis waarom ek 'n groot probleem het, en my vriende ken my, ek het 'n probleem met die sering as mense sê ek het my hart vir die Here gegee. Want as ek my hart vir die Here gegee het, insinueer dit, of imply dit, dat ek iets gedoen het, om my verlossingswerk. En ek kon nie, want ek kan myself nie red nie. Dis alles God se werk. Soos jy vanoggend hier sit, en jy kan vir my sê, pastoor, ja, ek is 'n kind van die Here, wil jy moet baie mooi verstaan, jy het niks daarmee te doen gehad nie. Dis God en God alleen. Hy het gekies, deur sy groot genade, en sy liefde vir die mens, het hy gekies om sy Heilige Gees na jou te stuur, om te oortuig van sonde, oortuig geregtigheid. En deur sy liefde het hy sy seun na die mens toe gestuur, om te kom sterf, om die prys te betaal, wat ek en u nooit sou kon betaal nie. Weerens, baie duidelik, wat ons moet verstaan volgend, ons verlossingswerk, moet er niks meer uit te waai nie. Dis nie ons werk nie, dis God en God alleen. Kyk wat sê in Johannes 4 vers 10, hy sê dit is volmaakte liefde, met ander woorde is perfekte liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, nee, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun as versoeningsoffer gestuur het, om ons sondes weg te neem. Dit is perfekte liefde, waarvan die Bybel praat. So, dis baie duidelik dat God ons lief het, dat sy liefde vir ons nooit stop nie, die woord van God is duidelik, dat niks kan skei van sy liefde nie, so sy liefde is van die begin af daar, en het sal tot in al ewigheid wees. Jy moet verstaan dat God wil nie, geen mens wat verlore gaan nie, sy hart brand vir mense. 1 Johannes 4 vers 19-21, gaan verder my skrifgedeelte, dan sê hy, ons het lief, omdat God ons eers lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Soos ek vroeër gesê het, die aksie van God se liefde, het die reaksie in my nie veroorsaak. En daai reaksie is dat ons in staat is om waarlik lief te hê. En dan maak Johannes in hierdie skrifgedeelte hierdie kragtige bewering wat sê dat as ons God se liefde verstaan, as ons sy agape liefde, daai perfekte, volmaakte, onverdiende liefde kan verstaan, en ons kan dit glo en ons kan dit deel maak van ons lewe, dan is dit natuurlik of vanselfsprekend dat ons mekaar dan ook behoort lief te hê. Dis vanselfsprekend, want ons glo in die liefde van God. Ons ervaar dit, want dit maak tog sin as ons die God wat liefde is. Jy sê God, ek gee nie net liefde nie, hy is die bron van liefde, hy is die pinnakel van liefde. En as ons hierdie God ken en ons verstaan, en ons weet wie hy is, en ons maak hom deel van ons lewens, dan is dit ons vanselfsprekend dat sy liefde gaan oorspoel in ander areas van ons lewens, soos om lief te wees van ander mense. Daarom kan Johannes dan hierdie stelling maak, dit hy sê, moenie vir my sê, jy is lief vir God, as jy nie lief is vir jou broer nie. Hy sê, kan jy dit sê nie? Dit maak ons nie sin nie, jy kan nie lief wees vir jou broer wat jy kan sien, maar God wat jy kan sien nie, kan jy nie vir lief wees nie. Hoe werk dit? Dis kom my stelling kan maak, ware liefde vir jou medemens is een eienskap, wat ons as Christene anders maak
as die wêreld, nie waar nie. Dis die een eienskap wat onoorhandelbaar is vir my en as 'n kind van die Here. En as jy sukkel om mense lief te hê, dan moet jy jouself die vraag vra, maar het daar regtig 'n bekeringspunt in my lewe plaasgevind? Die wêreld definieer liefde so, as jy lief is vir my, sal ek lief wees vir jou. As jy goed is vir my, sal ek goed wees vir jou. As jy mooi is vir my, sal ek mooi wees vir jou. Maar dit is nie wat Jesus ons leer nie. Jesus skryf in Matteus 5, sê Matteus 5 vers 43-48, dan sê hy soos volg, hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou eie mense lief hê, maar jy hoef nie jou vyande lief te hê nie. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en bid vir die wat julle vervolg. Soos julle optree soos ware kinders van julle hemelse Vader. Hy laat immer sy son opkom oor die slegtes en die goeies. Hy laat sy reën val op die wat reg doen, maar ook die wat verkeerd doen. As julle net lief het vir die wat jy vir julle lief het, watter beloning is daar dan vir julle? Selfs korrupte tollenaars doen presies dieselfde. En as julle julle eie mense groet, wat besonders doen julle dan? Doen die ongelowiges nie ook maar dieselfde nie? Wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle hemelse Vader volkome in sy liefde is. Hy het mos alle mense lief. Wonderlike gedeelte, maar ek is seker, baie mense worstel bietjie met die, want dit klink so half bietjie onregverdig. Dit klink so, maar Here, is dit tog reg? Hy het maar aan leed aangedoen. Hy is my vyand, hy praat sleg agter my rug. Hy doen nie die slegte goed aan my. Is dit dan regverdig vir my om lief te hê? Dit klink amper onmoontlik, want hoe kan God van my verwag om my vyande lief te hê en ook vir hulle te bid? Dan wil ek volgens vir jou sê, dis eintlik heel eenvoudig. Jy sê maar as jy God verstaan, as jy weet wie die God is, as jy sy liefde ten volle aanvaar en glo, sou dit veel moontlik wees om so lief te hê. Wanneer jy kan verstaan hoe verlore jy was, hoe hulpeloos jy was in jou sondige natuur, as jy dit kan verstaan en dat hierdie God uitgereik het na jou, dan sal dit ook veel moontlik wees om mense lief te hê. As jy tot besef kan kom dat Jesus vir daai persoon net soveel gesterf het, sy vir jou gesterf het, dan sal jy met ander liefde en met 'n ander gesindheid teenoor mense optree. Want jy sien, die prys wat Jesus betaal het, was vir almal gewees. Dit was vir almal gewees. En die feit dat jy gered is genade van bo af. Jesus sê in Johannes 13 vers 34, sê hy, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos julle lief het. Net so moet julle ook mekaar lief hê. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daarin sien dat julle my disippels is. Hoe sal mense weet ons is God se disippels? Hoe sal hulle weet ons ware Christene? Deur bandjies om die arm te dra, kry jy nie lekker. Nee. Deur elke Sondag in die kerk te wees, nee. Die kenmerkende faktor sal net wees ons liefde vir mense. Christus Jesus se liefde wat in ons harte brand. Dan gaan ons kyk en omdat ons God se liefde ervaar, maar sal dit ons natuurlik in staat hierdie nog die aksie is dat ons natuurlik liefde vir God het. En ek wil so 'n bietjie stil staan by hierdie punt. Dis 'n punt wat nogal na my hart is en ek wil vooraf begin deur te sê ek sukkel ook soms om God waarlik lief te hê. Omdat ons in 'n sondige natuur lewe, omdat ons in 'n wêreld lewe waar alles gejaagd is, maar soms moeilik. En alhoewel ons liefde nie perfek is soos God se is nie, wil God tog hê ons moet hom lief hê. Is dit nie Eksodus 34 wat vir ons leer dat God is 'n jaloerse God nie? Dan word hy sulke onverdeelde hart, nê? Hy wil sê ons liefde moet op hom wees. Ons moet hom eerste stel. So die vraag dan, wat beteken dit om God werklik regtig lief te hê? Hoe sal so liefde lyk? Hoe sal dit wees as God werklik lief het? Deuteronomium 6, bekende gedeelte, dan sê God die volgende, hy sê, jy moet jou Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. Dit is God se opdrag. Dit is ons om te lief met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. En ek het ruk terug bietjie gepraat oor dit. Maar ongelukkig is dit so dat baie mense vandag in 'n kerk sal sit elke Sondag. Hulle sal elke woord vir Sondag die woord van God hoor. Hulle sal die goeie nuus hoor, dit wat die pastore preek, hulle sal die worship ervaar, maar nog steeds sal hulle harte nie 100% by die Here wees nie. Hulle sal sê dat hulle kinders van die Here is, hulle sal dit beweer, maar eintlik ken hulle hom nie. En ongelukkig sal God hulle nie ken nie, want hulle harte is verdeeld. As jy na die geheime plekke van hulle harte deursoek, sal jy baie maklik sê, jy sonde daar kry, en jy sal dalk onblyde sonde kry, en jy sal dalk die eie ek binne my wees, wat ek nog nie gekruisig het nie, en jy sal dalk kry dat daar hoogmoed is, in die geheime plekke. Vooraf sal dit goed lyk, maar God ken die hart. Hy weet wat hier binne aangaan. En dit is hartseer om te dink dat mense vandag in 'n kerk kan sit
en kan bely dat hulle die Here dien en dat hulle kinders van die Here is, maar hulle leefstyl weerspieël 'n ander storie. Ek wil voorlees uit 2 Korintiërs 5, dit is 'n bekende gedeelte wat Paulus skryf. Ek moet sê die boek van Korintiërs is regtig 'n besonderse boek, 2 Korintiërs 5. Ek het hom nie op die bord gesit, ek wil net so 'n bietjie praat. En Paulus skryf van die gemeente van Korinthe en hy haal 'n paar baie dinge, belangrike dinge aan van hoe 'n kind van die Here sal wees. As jy 'n ware kind van die Here is, sal jy sekere goed in jou lewe weerspieël. En ek wil hê ons moet gou net op vinnig al sê, daarna kyk, in hoofstuk 5 vanaf vers 13, dan skryf hy en sê hy, as dit lyk asof ons buite ons sinne was dit ter wille van God. En as ons by ons volle verstand is dit ter wille van julle. Vers 13 is dit baie duidelik dat Paulus se dryfkrag 'n liefde vir Jesus was. Jy sien, alles wat Paulus gedoen het, was vir Jesus. Hy het die ontmoeting op die Damaskuspad met Jesus gehad en vir lank het hy gedink hy doen die regte ding tot Jesus in hom verskyn het. En hy gesê, maar Paulus, hoekom vervolg jy my? En sy lewe keer om, en ons ken die vraag van Paulus. Hy skryf 2/3 van die Nuwe Testament. Hy skryf briewe aan sy gemeentes, hy stig baie gemeentes. En die dryfkrag agter alles was nie fortune of fame gewees nie. Dit was omdat hy 'n liefde vir Jesus gehad het. Alles wat hy gedoen het, was vir Jesus. En 1 of 2 kere wat hy daar gevoel is, buite voel ek het sy hart gebreek. Dit het hom ontstel. Hy het alles sy lewe uitgelê vir Jesus. En as ek die volgende vraag vir my nie kan vra, is die vraag, maar hoe lyk jou lewe? Is jy regtig ook passievol vir Jesus? Is alles wat jy doen ook vir Jesus? Is jou lewe werklik uitgekoop aan God? Of is God maar net 'n bysaak in jou lewe? Net iets wat die mens baie keer nodig het. Hoe voel dit? Wat is jou motief? Wat is jou motief agter alles wat jy doen? Wat is die motief gewees om 'n kerk te kom met volgende? Was dit gewees omdat dit gewoond is, omdat ek moet kerk toe kom, my ma het my so geleer, dit wat ek moet doen, of het jy nou toe gekom, omdat dit God, soek het met alles in jou binneste, omdat Jesus jou dryfkrag was, of was God nie te bysaak? Jy moet onthou dat God kyk na die hart, hy kyk na die hart, hy ken ons motiewe, ons diepste motiewe, ons kan sekere mense met die bos lei, maar van God kan ons nie om die bos lei nie, hy ken ons sit, hy ken ons staan, wat Psalm 39 sê, hy weet nog voor ek 'n woord spreek, weet God wat dit sal wees. En wat Paulus sy dryfkrag Jesus was, van selfspreek as ek nou gesê het, dat sy liefde vir Jesus oorgespeel in sy liefde met sy verhouding met sy mense. Hy het 'n liefde gehad vir mense. Ons ken Paulus se stories gesê. Ons weet hoeveel gemeentes hy gestig het. Ons weet hoeveel briewe hy geskryf het aan sy gemeentes terwyl hy in die tronk was. Ons weet dat 'n hart gehad verlore siele. Dis hoekom hy uitgegaan het en keer op keer die woord van God gaan verkondig het. En as die owerhede wil stil maak en hom pak slag gegee het, het hy hom gevat, maar hy het nooit opgehou praat nie, want hy het 'n ontmoeting gehad met Jesus. Sy hart het gebrand vir Jesus en daarom het hy liefde gehad vir die mens. Sy hart het gebrand vir Jesus en vir mense, nie net vir verlore mense, maar ook vir sy gemeentes. Meeste van die briewe wat hy tot Korintiërs skryf en vir sy gemeente skryf, sal jy sien, hy spreek probleme aan. Hy hou aan en sê vir ons kan nie so leef nie, ons moet so leef. So baie keer het hy mense aangehaal, so uit 'n liefde gehad vir die gemeente. En as jy na ons lewens kyk volgende, moet ons dieselfde vraag vra. Hoe lyk ons harte? Hoe lyk ons, het ons 'n liefde vir verlore mense? Ons het volgende gebid vir verlore mense. Het ons 'n liefde? Die persoon wat op die sypaadjie slaap, breek het ons hart. Want ek kan nie verseker volgende, dit breek Jesus se hart. Dis so Paulus so baie keer sê, dis tog nie die plan wat God gehad het vir die mens. Dit kan onmoontlik die plan wees. Het jy nog 'n hart vir jou gemeente? Die mense wat om ons sit, wat ons elke Sondag hier sien, dis 'n hart en 'n passie vir hulle. Vir AGS Kreeusdorp Wes, is hierdie jou gemeente? Is jy uitgekoop? Is jy betrokke? Dien jy mense in hierdie gemeente? Moet jy ook 'n passie hê, dat jy moet verstaan dat ons is nie net hier geplaas nie. God het ons hier gesit. Ons het 'n rol om te speel in ons gemeente. Dan gaan Paulus verder in vers 15, en dan gaan hy lees, hy sê, hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Ons lewe nie meer vir onsself nie, sê Paulus. As jy 'n kind van die Here is, dan het jy jouself, jou eie ek vasgekruisig in die kruis. Jy lewe nie meer vir jouself, en dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor wat ek kry nie. Dit gaan oor mense, dit gaan oor God, ons harte brand vir die Here, en Paulus, hy was so uitgekoop aan die Here.
Hy was so uitgekoop. Ek lees in Filippense 3, dit is so 'n bekende gedeelte, die gedeelte is so na my hart. Dan skryf Paulus in Filippense en hy sê, alhoewel ek hierdie menslike dinge eers se wins beskou ek dit hulle van Christus Jesus as 'n verlies. Hoekom? Want om Christus Jesus die Here te ken, is so wonderlik, dat ek alle dinge as 'n verlies beskou. Terwille van hom het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry en een met hom kan wees. Klink dit so 'n persoon wat uitgekoop is in die Here. Amen. Dis hoe ons harte moet brand, gemeente. Ons moet sê, vat die wêreld, hy bekende netjie, vat die wêreld, ek gee vir my Jesus. Vat die wêreld, gee vir my Jesus. Niks maak meer saak nie. As ons met ons koppe kan leef in die hemele, ons kan besef dat dit wat ons op aarde doen is net tydelik. Maar ons eendag in die hemel gaan wees, dat ons vir die regterstoel gaan staan, dat ons gaan daar wees, en ons gaan vir ewig saam met Jesus leef. Wat 'n wonderlike vooruitsig sal dit vir my nie wees, om te weet, ons gaan vir ewig saam te wees. Hier is net 'n tentwoning, hier is net 'n tydelike ding. Paulus het nie vir homself geleef nie, hy was heeltemal uitgekoop. Lyk jou lewe volgend, lyk my lewe volgend, is ons uitgekoop? Is ons uitgekoop, of is Jesus maar net 'n bysaak, iets wat ons byvoeg? Ek het dit met my voorbereiding lees, iemand skryf, hy sê, Jesus but anything ruins everything. Jy sê, want Jesus is nie 'n bysaak, is nie iets wat ons byvoeg in ons lewens nie. Hy moet die middelpunt wees, hy moet die senter wees, dit kom van binne af. Dis hierso. Is ons uitgekoop, of is ons vasgevang in die wêreld en sy dinge? Geniet ons nog so 'n bietjie die sondes van die wêreld? Geniet ons dit nog so 'n bietjie, dat ons nie bereid is om dit nou op te gee nie? Jy hoor so baie keer en praat met mense en sê, jy moet tot bekering kom, gee jou hart vir Here, kom tot bekering. En dan sal die persoon sê, ek sien nou reg nie. En as ek al wegstap en weet hoekom my persoon nie reg is nie, want hy wil nie die wêreld opgee nie. Hy kan nog nie vrede maak met dit nie. En dan breek dit my hart. Want ek pleit by die Here en sê, Here, waar is hy persoon? Besef hy nie, die tyd is min nie. Besef hy nie, as hy vanaand sterf, is dit verby nie. Kom ons mors die tyd nie, kom ons wees uitgekoop. Dis vir die Here sê, 'n onverdeelde hart sê Deuteronomium 6. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met ons die Here ons God lief hê. Dan gaan Paulus vir hulle vers 17, en dan skryf hy, en ek wil hier op die stil, hy sê, daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier. Wat bedoel hy daarby? Jy sien, is die dag dat jy tot bekering gekom het, die dag dat jy Here Jesus jou verlosser en salig mag maak het daar iets wonderliks, iets bonatuurliks in jou binneste gebeur. Wat is wat gebeur het? God het die ou uitgevat en hy het vir jou 'n nuwe mens gemaak. Jy is nuut gemaak hier binne. En as ek Charles Spurgeon die bekende Charles Spurgeon se illustrasie kan gebruik, as ek 2 bakke kos eet en ek sit die beste kos hierso voor, van die beste geregte wat jy ooit aan kan dink, ek sit dit daar neer en ek sit hierso 'n bak 'n varkkos neer. Jy weet vark eet mos enige ding wat stink en wat gemors is, kom ons noem dit slurp. En ek sit dit daar neer en ek met 'n vark wat uit die hele ding kom. Waartoe dink jy sal hy gaan? Natuurlik sal hy die varkkos toe gaan. Hoekom? Want hy's 'n vark. Dis wat varke doen. Hy kan homself nie help nie, hy kry nie skaam nie, hy gaan homself geniet daarso in daai varkkos. Hy gaan nie eens kyk vir daai kos nie. Hy gaan net daartoe gaan. Maar as ek die vermoë het om daai vark verander onmiddellik in 'n mens en hy's besig om my kos te eet, wat dink jy wat gaan dan gebeur? Hy gaan opkyk na die kos wat hy eet en hy gaan sê, daai selfde kos wat hy nou net geëet het, wat hy geniet het, gaan vir hom walg. Gaan sleg wees, hy gaan dit uitspoeg, hy gaan seker opbring in sy mond uit, want hy gaan dit nie kan verdra nie, hy gaan dit in sy maag kan inhou nie. Hoekom? Wat het gebeur? Wat 'n nuwe ding gebeur. Dit waarvan hy voorheen gehou het, hou hy nie meer van nie. Dit wat hom voorheen was, lekker was, is nie meer vir hom lekker nie. Want God het 'n wonderlike ding in sy binneste gedoen. Jy sien Christus skap op van binne af. Dis nie iets wat ek aantrek nie, dis nie so baie wat ek aantrek en uittrek en aantrek en uittrek nie. Dit kom van binne af, dit is 'n hartsaak. Kom van hier af. En as jy 'n nuwe mens is, as Paulus skryf in 2 Korintiërs 5:17, as jy 'n nuwe mens is, dan sal die dinge van die wêreld jou walg. Ek sê nie ons gaan profet wees nie, natuurlik ons is sondaars, oor vir Gods bylike Romeine 3:20, almal het gesondig. En ons weet dis 'n aanhoudende oorlog wat ons gaan fight tussen die gees en die hel, ons weet dit. Maar as ek dit doen, gaan ek sleg voel.
gaan my pla. Ek gaan dit bely. Ek gaan nie my sonde so stroetel hier hanteer nie. Ek gaan ook klaar maak met dit. Hoekom? Want God het iets niets van my gedoen. Nou vra ek jou vanoggend. Kan jy onthou van die oomblik wat in jou hart gebeur het? Wat God iets niets in jou lewe gedoen het, jou 'n nuwe mens gemaak het. Dat die ou dinge verby is. Jou hartsbegeerte vir iets anders is. Dat hy drankie wat jy voorheen gedrink het, nie meer pla nie. Dat jy dit afgesny het vir die Here. Kom ek gee nog 'n voorbeeld. Dink aan 'n man wat miskien onder druk is. Hy het 'n belangrike vergadering en hy's laat vir werk en hy moet 8 uur by die werk is vir die vergadering en die kar wil nie start en eintlik kry die kar nie start. En net soos sy vrou Kobasie by die deur uitstap, dan sê sy vir hom, ag liefie, sê jy asseblief gou die assak uitvat. My vrou het nog meer om dit te doen. Hoe dink jy dit sou optree? Natuurlik gaan hy kwaad wees, hy verstaan jy nie vrou, ek is laat, ek is onder druk, die baas nie op my nek, ek moet by die werk kom, ek wil geen of die dinge doen, ek kan nie nou die assak uitvat nie. En hy klim in sy kar en hy jaag daar weg, asof niks fout is nie. Hy sê vir homself, voel ek het reg maak om so op te tree. Maar as daai selfde persoon tot bekering kom, en dieselfde scenario speel hom af, weer is hy laat, en die kar wil nie start nie, of die garage wil nie oop nie, en hy dink die garage oop, en hy's op pad, en hy sê vir sy vrou Kobaai, en sy sê vir hom, sê asseblief 'n assak uitvat, dan is die kans so goed dat hy weer so gaan optree. Hy gaan weer ook frustreerd wees, sonder dat hy ding gaan na uitvreet, en sê, dis onredelik, ek kan dit nie nou doen nie, ek kan selfs nie assak uitvat, ek moet nie werk kom, en dan spin er al weg, en ek moet nie weg, maar op pad werk toe, dan gebeur daar iets hier binne. Dan begin hy sleg voel. Dan gaan hy voel, maar ek het was ook onredelik, en dan gaan hy dalk wat teen stry, en hy gaan voel, maar ek het reg gehad, en so sê, maar verseker nie, as God iets nie binne gedoen het, dan is in hy vergadering sit, as die kans so goed, en as die baas sê, gee my net gou 5 minute, ek is nou terug, en dan gaan hy sy vrou bel, en hy sê, liefie, ek is jammer, ek het verkeerd opgetree. Jy sien, wat so omstandighede het nie verander nie, dit het nie onblikkelijk verander nie, maar God het iets binne gedoen. Daar is 'n nuwe mens, God het die hart daar uitgehaal, van vlees ingesit. Dis die verandering wat plaasvind, as ons tot bekering kom. Kan jy eerlik vanoggend sê, daar is 'n dag in jou lewe, wat so iets gebeur het, dat die dinge van die wêreld, die sondes, jou nie meer pla nie, dit tuister nie meer so, jy val nie meer so maklik nie. En wanneer jy val, dan voel jy sleg daaroor, dan voel jy skuldig. Kan jy onthou hoe Petrus gevoel, toe hy die Here verloon het, toe hy die Here verraai het, toe hy hom betry het, kan jy onthou hoe het hy gevoel, hoe sleg het hy gevoel, my vraag aan jou volgende, voel jy so sleg, as jy die Here nie steek laat, voel jy so sleg, of aanvaar jy hom net, ek is maar net 'n sondaar, ek is maar net 'n gewone mensie, mense wat het geword van die Christene, was jy ergens van die saak, as ons uitgekoop is vir die Here, dan sê ons, Here, U eerste, hoe alles? U eerste, het jy nog gepas vir die Here, is jy nog enthousiasties vir die Here, begeer jy nog om stilte tyd met hom te hê, om te aanbid, om bietjie te worship, die christelike musiek aan te sit, en om so klein bietjie te aanbid, bietjie tyd met hom te spandeer, is daar iets in jou binneste, wat nog aangetrokke voel tot jou God, en dit is belangrik, want as jy dit nie voel nie, as jy nie volgens die persoon is, dan moet jy die vraag vra, waarom is dit besig? Want God het ons in sy gelykenis gemaak, God het toch iets in ons binneste gesit, wat sal hunker na hom. En as ons daai stem doodmaak, as gevolg van die skeidsmuur wat ons veroorsaak, as gevolg van sondes en die dinge van die wêreld, dan is dit tyd dat ons hy skeidsmuur weer afbreek. Ons sonde bely en sê, Here, ek is terug. Want ek kan nie verseker, God wag vanmôre vir my nie. Hy wag vir ons om te kom sê, hier is ek nou, Here. Ek het dalk hier op pad, want ek het dalk 'n bietjie koud geword, maar Here, ek is terug. Ek is terug, Here. Vergewe my, en ek beloof volgens die woord van God, in Johannes 1 vers 8 en 9 sê hy, as ons sonde opreg bely beteken 'n gebroke hart, voor die Here uitstort, dan sê die woord van God, hy sal ons vergewe, van al ongeregtigheid, en nooit weer daaraan dink nie. Dit is nie wonderlik nie. Dis nie die probleem wat ek dink in die kerk opgekom het, skus ek amper klaar, is dat ek dink ons het 'n bietjie relaxed geword. Dink ons Christen het 'n bietjie relaxed geword. Hoe gebeur dit? Ek dink ons het te gewoond geraak in die kerk. Ons het gewoond geraak in die kerk. Sê nou my saamstem dat ons 'n wonderlike musiekspan het, né?
Ons het 'n wonderlike musiekspan. Hierdie ouens oefen. Ek het dit gister weer gesien. Hulle oefen 2 uur op 'n Saterdag. En ek weet nie of my saamstem nie, maar die musiek is goed. En ons is bevoorreg musiekspan soos hulle het. Maar die probleem is, as ons elke Sondag 'n goeie musiekspan het, dan vat ons so klein bietjie vir granted, nê? Dan kan dit maklik by die kerk opdaag en voel, ag maar Here, ek is eintlik nie lus vandag om U te prys nie. Ek is nie lus om vandag 'n bietjie my hande op te steek nie. Want ek is so gewoond aan die goeie. En dit gebeur nie in die kerk nie. Ons is ook net gewoond aan die kerk. Ek dink byvoorbeeld aan as ek meeste Gauteng is, hoe voel jy almal? As jy 'n plek is waar jy wil bly, gaan meeste van julle vir my sê by die see. Is reg? Almal by die see bly. Maar gaan Durban toe. Vra daai mense, hoeveel keer was jy hierdie week by die see gewees? So kan ons baie goed gesê, nee, ek het nie tyd gekry. Hoekom? Want hulle het gewoond geraak aan die goeie. Hulle het gewoond geraak aan die see. Dis nie meer vir hulle wow faktor nie. Maar vir my en u wat 1 keer die jaar, of 2 keer die jaar by die see opdaag, dis vir ons 'n wow faktor. As jy daar kom, ons probeer jy elke dag by die see, want dit is veel lekker. Maar as jy gewoond geraak het aan die see, dan is dit nie meer lekker. Ek dink as jy 'n nuwe motor koop. Nuwe motor is lekker, jy wil net koffie toe ry, jy wil brandstof gooi en jy wil mense gaan wys en dit is lekker. Die kar is mooi en jy wil nie jaag nie en jy maak die deur saggies oop en toe. 3 maande later het gewoond geraak aan hom. Net 'n gewone kar. Hy kry my van punt A tot by punt B. Is dit nie so nie? Kan jy 'n nuwe foon kry? Wonderlik. 3 maande later is dit tyd vir 'n ander foon. Want ons raak te gewoond. En ek dink dit gebeur met ons almal. En ek sê weer eens dat as ek hierdie goed sê ek nie om ons seer te maak nie. Maar ek dink dit is tyd dat ek en u net vir so 'n bietjie introspeksie doen. Net so klein bietjie kyk wat in my lewe aangaan. Want hoekom is dit vir my so maklik, as ek my wekker stel vir 4 uur, hoekom is dit vir my so moeilik om op te staan, vir stilte tyd, hoekom moet ek myself by die bed het forceer, maar as ek my wekker stel vir 4 uur, om 3 keer die presiese fight te kyk, dan is ek half 3 of 4 of wakker, en ek wag geduldig, dit is maklik, of as ek moet gaan golf speel, dan is dit vir my maklik om 4 uur op te staan, dit is lekker, maar hoekom is dit so met mens, as dit by die dinge van die Here kom, is dit vir ons moeilik, wat offer ek nie op vir die Here? Wat offer ons op? As ons net go slow is en easy go lucky is, ek sê nie Christendom moet moeilik wees nie, ek sê nie, maar dit is nie iets kos nie. Dan moet ons jouself die vraag vra, maar waarmee is ons besig? Wat is nou bereid om vir Here op te offer? Ons moet wegkom van hierdie gesindheid af, dat die Here sal verstaan. Die Here sal verstaan, want hy is genadige God, hy is 'n liefdevolle God. Broers en susters, die Here gaan nie verstaan nie. As jy aan 'n goed boom sit, hy gaan nie verstaan nie, hy sal nie verstaan nie, en hy hoef nie te verstaan nie. Hy sê God van die hemel en aarde, hoekom moet hy verstaan? Hy het gesê, wees lief vir my met jou hele hart, met jou hele siel, die hele verstand. En ek dink aan die verhaal van Daniël, en waar daai wet in gekom het gesê, dat hulle mag geen ander God behalwe die koning aanbid nie. En Daniël, hy aanbid. 3 keer 'n dag, soos hy altyd gedoen het. En as ek daai verhaal sien, julle ken die verhaal, hy bly in die nuwe kuil en die Here verlos hom, maar ek dink as 'n Christene vandag in daai situasie is, dink ek so baie Christene vandag sê, ag die Here sal verstaan, my lewe is in gevaar, is net 30 daggies, dan sal ek weer die Here aanbid. Daniël het nie daai gesindheid gehad nie, Daniël het deurgedruk, ten spyte van dit. Ek dink ons as Christene, as mense van die Here moet wegkom van daai ding, maar die Here sal verstaan. As die Here gesê het, ons moet so leef, 'n onverdeelde hart, broers en susters, moet ons daarby hou. Dis wat hy van ons vra. Tyd dat ek en u die introspeksie doen. Vra jouself die vraag, waarmee is ek besig? Waarmee is ek besig? God het ons presies gewys hoe om mense lief te hê. Hy het ons presies gewys hoe hy vir ons lief is en ons die perfekte model gegee het hoe ons hom moet lief wees. Dis wat hy van my en u vra. So volgend deur die woord was hart en ek bid vir die Heilige Gees en napredik van die woord sal wees, maar dat ons weer sal terugkeer. So die Here sal sê, Here, ek het toegelaat om die dinge van die wêreld eenkant gesleep te word en my eerste liefde vir u verloor. Sal u my vergewe? Sal u my vergewe? Ek kan u verseker, Here sal vir ons 'n nuwe kans gee. Dis wat die woord van God sê. Moenie 'n fout maak nie. God weet ek en u is nie perfek nie. Hy weet, as ons perfek was, kon ons onsself red. Dan sou sy seun nie hoef om sterf by die kruis nie. God weet ons is nie perfek nie. Hy weet ons gaan droog maak, ons gaan ergens dalk nog in 'n sonde verkeer. Hy vra nie vir perfeksie nie.
Wat vra die Here? Jesus sê in Johannes 14:15, hy sê, as julle my lief het, sê jy wat doen? Vir my gebooie gehoorsaam. Jy sal gehoorsaam wees aan my, die woord van God sê. So hy vra nie vir perfeksie nie, maar vir gehoorsaamheid. As ek illustrasie my kinders kan gebruik, hulle weet wat die reëls in my huis. En ek glo hulle is gehoorsaam aan my, maar so nou en dan mis hulle sal ook 'n tyd die bal mis. Maak my nie minder lief vir hulle nie. So my te kom en sê, papa, ek is jammer, dan vergeef ek. Sê ek is okay. Ek dink, dis die Here ons ook hanteer. So kan opreg bely, sal hy ons vergewe. Hy weet ons is nie perfek nie. Hy weet ons gaan foute maak. Ek dink vir my nie vandag, kom ons maak die saak uit. Kom ons wag nog 'n dag nie. Kom ons bely vandag vir die Here.